Môre. Baie welkom vanoggend. Ek hoop dat julle nie te warm hierdie week gekry het nie. Ek het geweet ek gaan terug verlang Oudtshoorn toe in Wellington. Hier is die mense maar daai plek kan warm raak. Lyk my hy sit in 'n kom of 'n my elk geval, maar dit was goeie as mense kan sê 'n goeie vergadering. Ons is regtig opgewonde in die rigting waarin die NG Kerk in die algemeen in die beweeg is. So ons is baie dankbaar vir dit. Maar ek hoop julle het te warm. Maar die somer is aan die verbygaan. Herfs en winter sal weer kom, maar dit voel vir ons so of ons nie dis bly warm, maar as jy warm kry, skuif maar daar waar 'n waier is en as daar nou nie plek is nie, hou maar moed. Die diens sal nie te lank hopelik vandag wees nie. Vriende, welkom nogmaals. Mag die Here julle op 'n besondere manier vanoggend vashou. Mag jy op 'n besondere manier sy stem hoor as ons by mekaar is. Dis een van die wonderlike dinge wat gebeur, dat gelowiges by mekaar kom op 'n Sondagoggend. Daar word nie vir julle gebel en julle word gedreig en gesê jy moet nou kerk toe gaan nie. Jy kom uit vrye wil want daar is 'n behoefte en die Gees plaas daardie behoefte in ons harte en ons is gehoorsaam aan die Gees. So baie dankie dat julle vanoggend hier is. Mag die Here julle ryklik seën in ons samekoms. Dan vriende, net so 'n paar afkondigings wat ek net wil uitlig. Eerskomende Dinsdag is ons kerkkantoor gesluit. Dit is ons jaarlikse audit. So ons sê sterkte vir Karen vir dit en om te kyk dat al die finansies en al die dinge reg gespandeer is en reg bewerk is. So met die kerkkantoor sal nou ongelukkig Dinsdag gesluit wees, maar ons is Woensdag weer oop. En dan vriende, het ek nie 'n ander werk gekry nie, van 6060 nie. Ek weet, julle is mos baie tegnologies gevorder in hierdie gemeente, so baie mense 6060, hulle is te lui om te gaan inkopies doen. Ek wil graag vra, indien u van hierdie breinsakke dalk daar by die huis en jy weet nie wat om te doen daarmee nie, hou dit asseblief, dan bring jy dit vir ons kerkkantoor toe. Ons begin nie 'n nuwe herwinningsprojek nie. Dyna gebruik dit, hulle gebruik dit in die skool vir hulle kuns en al die dinge. So, as jy nie weet wat om met jou 6060 mooi sakke te doen nie, en selfs al die ander breinsakke wat baie keer rond lê, bring dit gerus vir ons. Ons gaan dit definitief kan gebruik. So baie dankie daarvoor. Dis reg. Vriende, ons het met die kinders so 3 weke terug heerlik Kaap toe getoer. En ons wil net graag vir die gemeente terugvoer gee. Jenna gaan vir ons kom, jy kan my voor my kom staan. Sy gaan vir ons 'n bietjie terugvoer gee en ons gaan so 'n paar fotootjies wys en net vertel wat het die kinders daardie naweek beleef en ervaar. So ek wil net, hier is 'n mikrofoon, jy kan maar kom. As jy moet net lekker diep in hom praat nou, as hy. Hallo. Goeiemôre almal. Ek is soos Dominee sê hierso om net 'n bietjie terugvoer te gee oor ons belydenisklasse toer. So ons het die 20ste Februarie Vrydag gery Kaap toe waar ons in Bellville by Straatwerk by Tannie Lisa en oom Fourie aangekom het en ja, ons het daardie aand na die middestad toe gegaan van Kaapstad, waar ons in verskillende groepe verdeel was en toe met die mense gaan werk het binne in die middestad. So ons almal het met verskillende soorte mense gepraat, ons het geleentheid gekry om vir hulle te bid en ons het so oulike skulpies uitgedeel waarop love gestaan het en briefies en so skoenlapper figuurtjies uitgedeel en ja, dit was net baie lekker om te sien hoe die mense alles waardeer het en ja, hoe hulle so bekend is met die mense van straatwerk wat elke 2 weke Vrydag aande gaan hulle in die strate in. So ja, dit was baie lekker Vrydag aand. Die Saterdagoggend het ons lekker Bybelstudie gehou en toe het ons vertrek Houtbaai toe waar ons die lekkerste vis en chips geëet het. En ons het na die Somerset West Mall toe gegaan, bietjie daar rondgeloop en die aand was ons lekker Stellenbosch toe. Mooi foto daar. Ons was Stellenbosch toe en ons het in die lekkerste restaurante gaan eet en ja, dit was baie mooi. En die Sondag het ons na die Drakensberg gevangenis toe gegaan. Nou, ek was eers skrikkerig. Ek was soos,
ag nee, gaan almal nou agter die tralies in die tronkselle sit. Nee, ons kom daar aan en daar's so mooi vierkant met 'n grasies in die tronk by die jeugvleuel nou. En daar's baie bankies, ons almal gaan sit daar. Ons kom daar aan en hulle almal is besig om hulle eie liedjies te sing, hulle speel musiek, dit gaan lekker. En hulle pastoor praat 'n bietjie met ons en toe het Dominee Andries 'n baie mooi preek gelewer in Engels. Engels was dalk nie so goed nie, maar dis okay. Dis okay. Dominee Jan het hom gelukkig ook gehelp. Ja, Dominee Jan het toe ook gesê vir al die jong mans daar, hoorie, die kinders is hier om vir julle te bid, so as julle wil, hulle gaan hier so versprei op die gras, so kom na hulle toe, hulle is af vir julle bid. En elkeen van ons het so met so 1 of 2 van die jong mans gepraat en vir hulle gebid, en ek wil spesiaal die een man wat ek mee gepraat het, sy naam is Marvin, uitlig. 3 weke terug het hy vir my gesê, hy kom amper uit die tronk uit, en dis vandag die 15de, hy is vandag uit die tronk uit, so ja, baie spesiaal. En ja, dit was 'n baie lekker belewenis, baie dankie Dominee, en ook vir Dominee Jan, vir hulle harde werk, en ja, ek hoop die volgende klas geniet dit net so baie soos ons dit geniet het. Dankie. Dankie Jen. Gee ons 'n ander klap. Sommer net so 'n idee van wat ons gaan doen met die kinders. Die straatwerk die aand en dan nou die tronkbesoek is regtig fenomenaal. En dit is goed, dit is ons graag doen dit. Die volgende klas kinders sien uit daarna, so met belydennisklas dan gaan ons Kaap toe. Vriende, as die kinders uitgestap het en almal rustig geraak het, dan wil ek jou uitnooi en innooi om net ook 'n bietjie te fokus op wat jy nou gaan ontvang van die Here. En ons doen voorbereiding vir ons land en al sy uitdagings, maar ook vir die wêreld. Die wêreld, weet ons, is nie op 'n goeie plek op die oomblik nie. Ons weet dat ons dit aan ons sakke gaan voel volgende maand met die brandstofprys. Regtig, die wêreld is nie op 'n goeie plek nie. Maar ons bid vir vrede, ons bid vir ingryping, en daarom wil ek hê dat ons gaan stil raak en net vir die Here sal vra vir hierdie gebiede en plekke waar dit nie so goed gaan nie. Kom ons raak stil voor hom. Here, as ons in hierdie môre stil raak as 'n gemeente en ons hoofde kom buig, ons knieë knak, ons hande kom oophou voor U, dan is ons diep afhanklik, Here, van U goedheid en guns. Ons kom bely opnuut vanmôre dat ons niks op ons eie kan doen nie. Dat ons nie een tree voor die ander kan sit as dit nie U wil is nie. Baie dankie dat ons vanoggend opnuut kan kom intree, Here, vir die wêreld, vir daar die Midde-Ooste, maar nie net daar nie, reg oor die wêreld, waar daar konflik is, waar daar oorloë heers, en waar daar hongersnood ook is, Here, en droogtes. Hier self in ons eie gebied wag ons vir die reën. Here, ons kom vanmôre en ons kom vra, ons kom pleit as te ware by U, Here, sien ons nood raak. Here, U sê vir ons in die woord en Openbaring, dat die gebed van gelowiges is soos 'n wierookoffer voor U. Here, hoor ons gebede vanoggend. Neem hierdie offer aan. Mag U uitkoms bring daar waar U wil hê dit moet uitkoms wees. Maar Here, help ook vir ons om in hierdie tyd te volhard en vas te hou aan die geloof en die hoop wat U vir ons gegee het in die Seun Jesus Christus. Seën ons vanoggend met hierdie erediens. Dit bid ons in Jesus se naam alleen. Amen. Ons stel ons vertroue in U, Here.
By U is daar liefde. Liewe gemeente, wees gegroet vanoggend met die wonderlike woorde, genade en vrede vir julle, en mag julle vandag daardie vrede saam met ons beleef en ervaar. Amen. Vriende, voordat ons saam lees, kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre regtig die voorreg kan hê om uit die Bybel te kan lees. Here, dankie vir die woord wat lewendig en kragtig is. Here, dankie dat ons die woord kan glo, want dit wat daarin geskryf is, gee vir ons rigting, wys vir ons die pad, is 'n lamp vir ons pad, soos Psalm 119 sê. Here, mag ons dan opnuut vanoggend U lig sien in hierdie teks. En as dit saam lees, mag ons opnuut daardeur gevul word en laat ons lewe daarvolgens geleef kan word. Help ons, Here, om opnuut te dink oor die teks vanoggend en dit wat U vir ons wil kom gee. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liewe vriende, ons is by Johannes 3, baie bekende gedeelte. Ons het nou laasweek 'n bietjie met Johannes 4 stilgestaan oor die vrou by die put, die Samaritaanse vrou, en Jesus se gesprek met haar. Maar net voor daardie insident in hoofstuk 3, vind daar 'n ander insident plaas, en dit is, Jesus kry 'n besoek in die nag van 'n baie bekende persoon, Nikodemus. Ons ken ook hierdie verhaal. Ons weet ook dat Johannes 3 vers 16 gaan ons uitlig. Dit is 'n baie bekende vers wat almal ken. Maar Jesus kry 'n besoek van hierdie ou af. Maar voordat ek met die teks wegspring, wil ek sommer net daar by julle dit los en net laat julle bietjie julle gedagtes daarom sit. En dit is dat, hoe vat jy verandering in jou lewe? Nou, regtig, ons kan nou vanoggend die hele oggend besig wees om vir mekaar te verduidelik hoe hierdie wêreld waarin jy en ek elke dag leef verander. En dit voel vir my, hoe ouer ek raak, dat dit al hoe vinniger gaan. Ek weet nie hoe julle voel nie, maar dit is asof 'n ou bietjie begin agterraak, maar ek kan nie meer al by alles bybly nie. Want jy dink, jy het net hierdie nuwe, kan ek maar die Engels gebruik, gadget onder die knie. Jy verstaan nou hierdie slimfoon net reg met al sy toepassings. En dan sal daar nog iets wat uitkom, en dan sal daar nog iets. So, verandering is deel van ek en jy se lewe elke dag. En ook in jou werksomstandighede, of jy nou 'n boer is, of op kantoor is, of in die staatsdiens is, maak nie saak, of in die onderwys is, oral is daar dinge elke dag aan die verander. Dit is altyd lekker om bietjie terug te dink hoe die kerk verander het, né? Hoe was die kerk toe julle kinders was? En hoe was die kerk toe ek 'n kind was? En hoe die goed verander en die dinge geskuif het. Maar hierdie woord, ek lig dit nou op, maar hierdie woord bly nog dieselfde. Hy's meer as 2-3 duisend jaar terug geskryf. Hierdie woord bly dieselfde. Maar die manier hoe ek en jy elke dag leef, het verander. En ons moet hierdie woord gebruik om vir ons rigting te gee. Om die mooi Afrikaanse woord, die woord navigeer ons hierdeur hierdie wêreld en hierdie lewe. En ons lees vanoggend van 'n verhaal van 'n man wat hierdie veranderings gesien aan die kom het. Ja, hy het dit gesien, hy het dit beleef, hy sien hier kom verandering. En hy besluit, hy gaan sien vir Jesus. En kom ons lees daardie gesprek wat plaasvind, Johannes 3. Daar was 'n man met die naam van Nikodemus. Hy het, luister mooi, aan die party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse raad. Ek sal nou terugkom na dit toe. Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God af gekom het. Want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen nie, as God nie by hom is nie. Luister mooi sy gesprek met Jesus.
Daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God sien nie. Nikodemus vra hom toe, hoe kan 'n mens gebore word as hy nou 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie? Jesus antwoord hom, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is mens, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom of waarheen hy gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die gees gebore is. Nikodemus vra hom toe, maar hoe is dit dan moontlik? Jesus se antwoord aan hom, jy is 'n bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie. Dit verseker ek jou, ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het en tog aanvaar julle nie ons getuienis nie. Ek het julle van die aardse dinge vertel en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse goed vertel? Hemelse vertel. Niemand op die aarde was al in die hemel en nie behalwe hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die seun van die mens. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo die ewige lewe kan hê. Dan, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Net tot sover, vriende, ons gaan so 'n bietjie oor hierdie gedeelte stil staan. Nou vriende, die vriend Nikodemus, hy was 'n fariseer, so hy was 'n wetsgeleerde, hy het die Torah goed geken, hy het geweet wat in die Bybel aangaan. Maar tog het hy besef, maar die Jesus wat hier rond beweeg, die wondertekens wat hy doen, in hoofstuk 2 lees ons daar van die wyn wat hy, die water in wyn wat hy verander het, 'n mense wat gesien het, 'n mense wat genees is. Jesus kom en hy begin dinge doen en begin dinge sê wat vir die fariseërs nie van gehou het nie. Trouwens, die fariseërs het in opstand gekom oor wie gee vir hom die gesag? Waar kom hy nou vandaan? Maar hier's 'n ou met die naam van Nikodemus wat besef, maar hier's iets anders aan die gebeur. Hier's iets aan die gebeur wat ons oë voor moet oopmaak. Nou, ons lees daar, hy was deel van die Joodse Raad. Nou, die Joodse Raad was eintlik maar soos 'n Hooggeregshof. Daar was so 70 ouens wat op hierdie raad gedien het, en hulle het regsdinge besleg en al die dinge wat daarmee saamgaan. Maar die 70 mense, of mans, is net gekies uit 6000 ander. So dit was half 'n elite groep ouens, hierdie 70. En hy is die enigste ou van die 70 wat sê, wow, kom ek gaan praat met hierdie Jesus. Kom ek gaan luister, wat doen hy? Hoekom is hy hier? Vriende, en dit is waaroor die verandering gaan. Nikodemus het besef, hier's verandering aan die kom. Hy moet verander. Maar hy het nie geweet hoe nie. Hy het nie geweet van waar moet hy begin en waar moet hy eindig nie. En daarom gaan sien hy vir Jesus. Wat interessant is, hy het Jesus in die nag gaan sien. Want hy was bang sy ander maatjies sien hom, ja maar hier kuier hy dan nou saam met Jesus. Maar wat interessant ook is, binne in die Joodse tradisie, het die rabbies geglo, die beste tyd om te leer is in die nag. Dit is interessant, maar dit was hulle ding, in die nag leer jy die beste. Ek slaap die lekkerste in die aand, ek leer die baie in die aand. Maar in elk geval, maar hy het vir Jesus gaan sien. En dan vind hierdie gesprek plaas van
maar jy's 'n bekende leermeester en jy verstaan hierdie goed nie. Maar eintlik wat Jesus daar deur vir hom wil kommunikeer, sê maar luister, jy moet anders te begin dink oor die lewe. Jy kan nie net aanhou vashou aan hierdie goed wat julle nou net leer nie. Die Messias is hier. Die Here Jesus het gekom. Maar hy moet eers sterf en opstaan sodat jy die lewe kan hê. Daardeur kry jy toegang tot die koninkryk. Nou vriende, hierdie teks vers 17, ek wil teruggaan vers 16, is 'n baie bekende teksvers. Dis 'n teksvers wat algemeen gebruik word. Op uitreike, as jy op uitreike gaan, dan word dit sommer op kaartjies half gedruk, sodat jy dit in mense se hande kan sê, want iemand wat nog nooit die woord van die Here gehoor het nie, hierdie teks spreek tot daardie persoon. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Vriende, wat maak daardie vers vanoggend aan jou hart? Of het jy al so gewoond geraak om die vers te hoor, ken jy die vers so goed dalk, dat dit nie meer 'n impak in jou lewe het nie? Is dit maar net, ja, dis 'n mooi versie daai. O ja, dit is wat Jesus vir Nikodemus gegee het. Vriende, verandering begin juis daar waar ek en jy besef, ons het verandering in ons lewe nodig. Verandering begin deur waar te neem. Deur waar te neem, wat is besig om rondom ons in die wêreld aan die gang te wees en te gebeur? Wat gebeur op die oomblik in die wêreld? Dis lekker die mekaar, dit kan ek vir julle sê. Skielik het sekerheid bietjie eenkant toe geskuif. Onsekerheid vorm deel van ons lewe deesdae. Die verandering in ons samelewing, elke dag word ons gekonfronteer daarmee. Wat neem ek en jy waar? Hoe laat ons voel? Hoe dink ons oor hierdie lewe? Watse vrae vra ons? Of is ons by 'n punt wat ons net nie omgee mee nie? Dit maak nie saak nie. Solank ek in my gesin net veilig is en op 'n veilige plek is ons okay, as ek dit so kan stel. Of neem ek en jy iets waar dat God se koninkryk aan die kom is in hierdie wêreld? Dat daar 'n verandering op pad is? Dat die Bybel vir ons leer dat die eindtyd, die laaste dae wel hier is. En voordat ons bang raak en wanneer die oordeelsdag gaan kom, niemand weet dit nie. En hierdie ouens wat so te kere gaan en sê, maar dis nou dit en dit, moenie jou daaraan steur nie. Niemand weet dit nie. Maar wat wel seker is dat ek en jy gereed moet wees. En dit is wat ons waarneem. Nikodemus het besef, hier is verandering aan die kom. En hy het 'n plan gemaak. In lydenstyd roep dit vir ons elkeen op om na ons eie lewe te gaan kyk. En te kyk hoe lyk die verandering ook in ons lewe. Wat neem ons waar? Maar verandering is nie altyd sleg nie. Verandering laat jou 'n bietjie dink. Nou partykeer dink ons te veel. Partykeer bring dit ons by plekke wat ons nie graag wil wees nie. Ek kry nie geslaap in die nag oor alles wat ek dink nie en ek is bang oor om te dink. Die Here Jesus se antwoord aan Nikodemus het hom laat dink. Hy het vir hom gesê, jy moet uit gees en water weergebore word. Jy moet uit gees gebore word. Dit beteken, jy moet jouself voor die Here kom neerlê. Hoe dink ek en jy oor ons lewe?
En wanneer ons dink oor ons lewe, wat kom by ons op? Wat is daardie een ding wat jou laat wakker lê saans? Wat is daai een ding wat jou bekommerd maak? Of as jy by 'n punt waar jy net jou oë toemaak en sê, Here, U ken my hart. U ken my gemoed. U weet wat in my binneste aangaan. Ek kom lê dit opnuut voor U neer. Want dit is wat Jesus kom doen het. Hy het gesê, maar ek sal in julle plek aan die kruis gaan hang. Ek sal die prys betaal vir sonde, sodat julle kan lewe. Vriende, ons is op pad na Paasfees toe. Goeie Vrydag is nie meer so ver nie. Dan gaan ons mekaar opnuut in die oë kyk en besef, maar dit is wat Jesus vir ons kom doen het. Spreek daardie verandering, spreek daai daad wat hy vir jou gedoen het, nog tot jou. Of is dit maar net iets wat gebeur het? Kom ons dink weer oor wat het Jesus vir ons kom doen. En die laaste ding van verandering, dit laat jou groei. Ons hou nie van verandering nie. Ons baie keer skop ons daar teen. Verandering is ontwrigtend. Maar verandering laat jou groei. As jy terugkyk oor jou lewe, dan is dit juist daardie tye van verandering, daai tye van uitdagings waardeur jy moes werk, wat jou laat groei het. En dit is nie maklik nie. Dit is moeilik. En dit konfronteer jou en dit bring jou by plekke waar jy nie wil wees nie. Maar die Here is getrou deur sy Gees om vir ons te help in daardie verandering. Mag ek en jy in die tyd waarin ons onsself bevind, in die uitdagings wat ons elke dag beleef, nooit bang wees vir die Here se werk in ons lewe nie. Gee oor. Sê Here, hier is ek. Kom, gebruik my. Vat my daar waar U wil hê ek moet wees, sodat ek U verandering in die wêreld kan bring. Want dit is waaroor dit gaan, vriende. Daar waar ek en jy elke dag leef en beweeg en werk, daar bring ons die koninkryk na die wêreld toe. Daar wil hy hê, jy moet die koninkryk laat kom. Mag die verandering wat die Here Jesus in ons lewe bring, ons laat groei. En mag jy blom daar waar jy geplant is. Mag jy daar waar die Here jou op hierdie oomblik gebruik, regtig blom. En mag jy die geleenthede wat oor jou pad kom, om vir ander te vertel, wat is die Here besig om in jou lewe te doen? Dit met albei arms en hande aan te gryp en te gaan leef. Die Here Jesus het vir Nikodemus mooi geantwoord. En ek dink Nikodemus het besef waaroor dit gaan. Mag die Here ook elkeen van ons so antwoord in hierdie tyd. Amen. Kom ons raak stil voor die Here en ontvang dit wat ons gehoor het. Hemelse Vader, ons hou nie van verandering nie. Ons hou nie van om nie te dink oor die lewe nie. Maar dankie dat U Seun gekom het en vir ons die grootste verandering in hierdie wêreld gebring het. Die prys van sonde kom betaal het, sodat ons die ewige lewe kan hê. Ons sê vir U daarvoor dankie. Amen. Vriende, ons gaan afsluit met ons laaste lied. Die Here Jesus Christus kom alles van ons vra. Kom dra deur selfverloning jou kruis en volg my na. Kom ons staan en sluit ons af met hierdie lied.
Vriende, gaan hy huis in sy vrede en gaan leef in die Here se liefde en genade. Die genade van God, die liefde van Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees, julle beskerm en aan julle sy vrede gee. Die Here seën julle. Amen.